opgaan nie. Ons maak klaar met ons reeks Jesus punt. En vanaand gaan ons dit so 'n bietjie saamvat met die laaste tema. Ek dink is net voor die diens begin het. Daar's hy net nog so 'n bietjie af. Is nie heeltemal as hy. En ek wil net so 'n oombliekie hê, ons moet gou dink wat met ons gebeur het in hierdie laaste 5 weke, sodat vanaand dalk ook vir jou sin maak as jy dit dalk gemis het. Ons het begin in die aanvang, ons het gesê, dis Jesus punt, hy is dit. Hy is genoeg en net hy, dis al. Niks wat jy doen nie, niks enige ander manier kan jou by God uitbring nie, net Jesus. Ons het gesê, Jesus is die een. Daar's nie 'n ander een nie, daar's net een en dis Jesus en hy's groter en sterker as enige ander mag, as enige ander gesag. Daar's niks waarvoor jy hoef bang te wees nie, daar's nie 'n getouch wood nie, daar's nie 'n ons loop op die bult, het julle gesien, daar by station het hulle gewerk met 'n leer die week. Wie van julle is daar verby in daai tyd? Ek sien almal is so versigtig, dan gaan hulle so in die parkeerarea om. En toe 2 meisies wat definitief nie gemeentelede van ons is nie, toe sê ek, is julle bang om onderdeur te loop? Toe sê hulle, ja tannie. Toe weet ek, hulle was nie in daai preek nie, want ons sê, ons is bang vir niks, daar's nie bad karma nie, daar's nie good karma nie, daar's net een mag en een gesag. Ons sê, een vir almal en almal vir een, hierdie een is genoeg vir almal van ons, daar's nie 'n uitsondering nie, daar's nie 'n ander groep wat kan sê, okay, maar hulle het 'n ander manier nie, en ons saam as kerk, hierdie kerk wat hier sit, maar die globale kerk, al die kerke in Potch wat saam glo, Jesus punt, ons is een en ons werk vir dieselfde mission, en dit is om liggaam van Christus te wees op hierdie aarde. Toe het ons gesels oor die doop, ons het gesê, daar's net een verbond, en dis die verbond wat God kom gee, wanneer hy beloof, hy sal ons God wees en ons kan sy kind wees. En wat met die doop gebeur is, God kom gee teken, dat hy jou kies, en 'n verhouding met jou wil hê, en jy reageer, wanneer jy eendag gereed is met jou lewe, deur te sê, Here, maar ek wil vir u ook kies, en dankie dat ek kan, omdat u my gekies het. En laasweek het ons gesê, daar's net een brand, maar die preek was bietjie kwaai, so dat dit klink of ons praat oor, daar's net een brand, nee. En dis 'n helse brand aan die einde. Dit was nie heeltemal die idee nie, ek hoop julle is okay. Dis een brand, daar's net een brand, dat sodra jy die brand sien, die nuwe klere wat God vir jou gegee het, dit 'n hele nuwe identiteit bring, en jy hele nuwe verstaan oor wie jy is, en wie jy moet wees. Vanaand maak ons klaar, en julle kan saam met my blaai na Kolossense 3 toe. Ons gaan die hele tyd besig wees in Kolossense, so hou sommer jou Bybel oop, asseblief. En dan kan jy saam kyk en saam lees. Kolossense 3, ons het laas klaar gemaak met die ou en die nuwe klere, onthou julle dit? So ons lees nou die laaste paar verse van hierdie brief wat Paulus skryf vanaand. Julle reg? Kolossense 3 van vers 18 af. Soek julle hom nog? Hy is so min of meer hier in die Bybel, sien julle? Laai sien toe. So ek het nou al met van julle hieroor gepraat, maar jy gaan nie klas toe sonder 'n potlood of 'n handboek, of 'n een of ander skryfboek, of ten minste 'n buddy wat notes kan maak nie. Jy gaan nie gym toe sonder jou tekkies of jou flippers nie, hang af wat jy daar gaan doen. Of jou verkyker nie, ek weet nie wat doen julle in die gym nie. Jy gaan nie draak toe sonder jou students nie, so dan kom jy nie kerk toe sonder jou Bybel nie, dit maak sin, nee. Sou julle sê, ons verstaan dit so, want ons wil saam in die Here se woord wees, so ek wil jou nooi, volgende keer as jy kom, bring asseblief jou Bybel saam, of as jy jou foon het en jou Bybel is op hom, haal hom uit en gaan op jou Bybel, laat ons saam kyk en saam lees, dat julle sien, ek dink nie die goed uit nie, staan regtig nie. So, Paulus skryf hier, vrouens, wees aan julle mans onderdanig, soos dit pas by mense wat in die Here glo. Mans, julle moet julle vrouens lief hê, moenie die lewe vir hulle bitter maak nie. Kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam, want die Here verlang dit van kinders wat in hom glo. Vaders, moenie gedurig by julle kinders fout soek, dat hulle moedeloos word nie. Slawe, wees in alles gehoorsaam aan julle eienaars hier op die aarde. Moenie net werk om deur hulle raak gesien te word nie, werk met 'n opregte hart uit eerbied vir die Here. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat hy beloof het. Christus is die Here in wie se diens julle staan. Wie onreg doen sal gestraf word oor die onreg wat hy gedoen het. Die Here trek niemand voor nie. Eienaars, behandel julle slawe reg en billik in die wete dat julle ook onder iemand staan, onder die Here in die hemel. Volhard in die gebed.
Wees daarby waaksaam en dankbaar en bid te gelykertyd ook vir ons. Bid dat God vir ons 'n deur vir die woord oopmaak, sodat ons die geheimenis van Christus kan verkondig, waarvoor ek hier gevange is. Bid dat ek dit duidelik sal verkondig, soos dit op my gelê is. Tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buite die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Wat julle sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig. En julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord. Ons gaan vir eers net tot daar lees. So vanaand se tema sien julle daar, ons praat oor een opdrag. 'n Klomp staf het nou gebeur, wat ons in die afgelope 5 weke oor gepraat het, en ons kan nie aan die einde van die reeks kom en sê, okay, great, so die hele punt van Jesus punt, is dat ek kan nou my arms vou, want dit is gedoen, en ek kan rejoice in dit, en ek's niet gemaak, en ek moet min of meer maar net probeer om my nuwe klere skoon te hou, en dan sal ek alright aan die ander kant uitkom nie. Dat alles wat gebeur het, alles wat God gedoen het, was ter wille van my. Aan die een kant ja, aan die ander kant nee. Die hele gedagte van hierdie reeks waar ons gepraat het, die hele gedagte van Jesus punt, en as ek snap waaroor dit gaan, beteken dit ek kan glad nie agteroor sit nie. Alles wat God gedoen het, alles wat God deur Jesus gedoen het, gaan oor sy skepping en oor sy koninkryk. Dis die hele Bybelse storie. Dis God se skepping en God se koninkryk en mense wat hy skep om in hierdie wêreld sy koninkryk te laat kom. Dis die hele storie en jy, hoe awesome is dit, is deel van hierdie storie. Jy is nie die hoofkarakter nie, maar dankie tog deur die genade is jy darm 'n karakter. Na Jesus, na alles wat hy kom doen het, heel aan die einde, laaste woorde, wat doen hy, julle ken dit baie goed in Matteus 28, is hy gee hierdie opdrag. Hy sê, ek het gekom, ek het vir julle kom wys wat julle moet doen, ek het julle kom verlos, ek het julle met God versoen, ons het dit gelees in Kolossense, deur hom het God ons met homself versoen. Nou gaan ek teruggaan na my Vader toe om vir julle plek te maak, maar terwyl ek weg is, hier is julle opdrag, gaan na die nasies toe, maak hulle my disippels, gaan verkondig en gaan bring God se koninkryk. Ek los julle met hierdie een ding. That's it. Een opdrag. Die uitbreiding, ons het dit in die 2de of die 3de week ook vir mekaar gesê, daai wat ons gepraat het oor die 10 koeie, onthou julle. Dit gaan oor die uitbreiding van die evangelie en die redding van mense. Dis die een opdrag. Dis die een ding wat ons gekry het om te doen. Nou spandeer ons so baie energie en so baie tyd en partykeer self so baie geld om te probeer om reëls na te kom, om wette na te kom, om 'n klomp goed te doen om by die hemel te kom. Die Here sê, daai's gedoen. Los daai, dit was my deel. Doen jy nou net jou deel. Jou deel is die opdrag wat ek vir jou gegee het. Jou deel is om die evangelie uit te brei en mense te verkondig wat ek gedoen het sodat hulle gered kan word. Jy's geroep, jy te doen. Ons almal kry sulke dae. Partykeer is dit vroeë oggende na lang aande van diep kyk en blink objekte. En wanneer ons by die bodem kom, dan raak ons filosofies en diep. En partykeer selfs hartseer. Maar wat is die doel van dit alles? Dan klink ons almal soos prediker. Hoekom is ons hier? Wat's my doel? Hoekom is ek hier? Wat maak dit eintlik saak? Wat moet ek met my lewe doen? Saam wie moet ek dit doen wat ek met my lewe moet doen? Here sê, ek het 'n definitiewe doel met jou. Die manier hoe jy dit gaan doen, dit gaan verskil. Daar is ons almal uniek, maar die doel is, jy's geroep om hierdie opdrag uit te voer. So ons gaan vanaand 'n bietjie na ietsie van dit kyk. As jy 'n bietjie voel jy's bietjie doelloos en aan die einde van hierdie kwartaal moeg voel en uitgeput voel, en eintlik sou wou hoor, jy kan maar net agteroor sit, as ek nou jammer dat ons vir jou gaan werk, hy dink. Maar Jesus sê, ek het vir jou een opdrag, ek het vir jou een ding wat jy moet gaan doen. Hoe doen jy dit? Dis nie die eerste keer wat ons dit hoor nie, is dit? Dis die eerste keer wat jy in die kerk is, wat mense sê, God het jou geroep om sy woord te verkondig. Dis die eerste keer is dit wat hulle dit hoor. Moenie jou hand opsteek. Dan gaan jy nou my punt omvergooi. Sien my na die tyd. Jy ken hierdie. Sien nie? Dis 'n ou waarheid. Maar ons probleem is nie dat ons weet ons het 'n opdrag nie. Ons probleem is nie dat ons weet Jesus het dit gesê nie. Ons probleem is hoe. En uitreik kan tog nie die enigste manier wees nie. Hoe voer ek hierdie opdrag uit? Hoe vertel ek vir mense van Jesus? Hoe is ek die een wat die boodskap van die evangelie en van redding bring? Hoe vat ek Jesus punt vir myself en gee dit verander? En eintlik het hierdie hele reeks dit vir ons gesê, so ek gaan dit net weer vir jou deurdraf. Hoe kom jy dit doen en hoe jy dit doen? Is jy doen dit want Jesus is genoeg vir jou.
Jy doen dit want jy het 'n geskenk gekry wat jy nie verdien het nie. Jy doen dit want vir jou het daar 'n verlosser gesterf en daarom hoef jy nie frantically rond te hardloop en te probeer om jou eie saak te bemiddel nie. Jy kan vertrou en jy kan 'n verhouding met die Here geniet in die eerste plek. Jy doen dit want die een wat vir jou hierdie opdrag gee, is die een wat die mag en die gesag het bo alles anders in hierdie skepping. Ons het dit gelees in hoofstuk 1. Niks kan jou bedreig nie, vir niks moet jy bang wees nie. Hoe gaan jy hierdie opdrag uitvoer? Hoe moet jy die wêreld instorm? Hoe moet jy vir mense van die Here vertel? Dis embarrassing. Jy het gesien wat gebeur met die mense wat by julle deur kom klop op Sondagmiddag en sê hulle wil net bietjie vir julle vertel van hulle Bybel. Mense maak die deur in jou gesig toe. Dis nie lekker nie. Waar gaan jy die woorde kry? In baie plekke is dit selfs gevaarlik om dit te doen. Sê hy, maar die een wat jou roep om dit te doen, het gesag oor alles anders in hierdie skepping. Dink jy nie jy is in die regte span nie? Dis hoe jy dit doen. Jy doen dit met die regte een aan jou kant. Hou julle? Week 2. Hoe doen jy dit nog? Hoekom doen jy dit nog? Jy doen dit want hy het jou gekies en hy het gesê jy is die moeite werd en hy het gesê ek het vertroue dat jy dit kan doen en daarom met selfvertroue of met God gegewe vertroue net soos wat jy wil, daarom kan jy hierdie doen. Sê joh, okay, ons kry hierdie opdrag, maar ek voel nou 'n bietjie soos Moses daar aan die einde van die brandende bos wat begin hakkel en stotter en met die Here onderhandel. Here, maar dit kan tog seker nie wees nie. Hoe kan ek tog nou die een wees wat ek kan nie eers ordentlik praat nie en die mense gaan nie vir my wil luister nie en julle string. Hoekom ek nie goed genoeg is nie? Jona. Hardloop ook eers 'n bietjie weg. Kan nie wees, Here, nie ek nie. Hoekom jy? Hoekom is jy goed genoeg? Hoekom kan jy maar hierdie challenge met al twee hande vat? Want hy het jou gekies. Hy het sy span gekies. En dit beteken jy is goed genoeg. Wees die moeite werd. Doen dit. En as jy dan twyfel, hoe gaan jy dit gedoen kry? Jy het 'n teken ontvang om jou te herinner. Wanneer ek hierdie opdrag uitvoer, en ons sal nou uitbrei oor hoe presies jy dit doen, op 'n praktiese noot, maar wanneer ek hierdie opdrag uitvoer, wanneer ek gehoorsaam is, en ek begin twyfel, of Jesus regtig die oppergesag is, of hy my regtig gekies het, of hy regtig genoeg is, dan het God vir my 'n verbond, 'n belofte kom gee, as 'n teken, en my ouers en my familie, en daai snaakse rok wat in my kas hang, is alles bewyse dat ek gedoop is, en dat die Here vir my gekies het, en my weer te herinner, en weer te herinner. En laasweek het ons gesê, jy het 'n nuwe identiteit, jy het 'n stel klere gekry, sodat, julle almal het nou al gesien, op die TV, daai Boy Scouts en Girl Scouts, het julle al gekyk wat koekies verkoop? Nee? So die oomblik wat hulle aan die deur klop en almal kyk deur die gaatjie en sien my staan nie, dan weet hulle dadelik. Want die uniformpie gee dit weg. Of die boks koekies, of wat ook al, weet nie. Jy kry 'n uniform wat vir jou identiteit gee. Wat beteken waar jy instap, verkondig jy, ek's deel van hierdie span en dis waarvoor ons staan. Die Here het jou kom toerus met alles wat jy nodig het om hierdie opdrag uit te voer. So ons staan aan die einde van 'n reeks waar ons gesê het Jesus is punt. En Jesus kom aan die einde van sy lewe en hy sê, nou gaan ek gaan. En wat moet julle doen? Julle moet vir die mense gaan vertel. En as ek iets gesnap het van wat Jesus punt beteken, dan moet ek vanaand hier sit en weet, ek moet hierdie doen, punt 1, ek kan nie hierdie doen nie. Punt 2, ek is ook in staat om dit te doen, want Christus het my gekies en my toegerus. Okay. Hoopelik op hierdie stadium gaan jy so, jy koop in die gedagte, jy wil hierdie opdrag uitvoer. Hoe doen jy dit? Hoe lyk dit as jy dit doen? En daar's 'n paar belangrike goed wat ons uit hierdie teks uit net gou na gaan kyk, wat vir ons sê, hoe lyk dit? In wat 'n omgewing? Op wat 'n manier voer ek die opdrag uit? Want ek dink dis ons grootste krisis. Dis maklik om op 'n uitreik te gaan. Want dit is so baie duidelik dan wat jy moet doen en hoe jy dit moet doen. So ek dink nie ons probleem is dat ons nie bereid is nie. Ek dink ons probleem is dat ons nie weet hoe nie. Dat ons nie weet, hoe moet ek dit in elke dag se situasie doen nie. Paar goed in die teks, kom ons begin. Paulus praat aan die einde van hoofstuk 3, eers baie oor verhoudings. En dit was maar min of meer die verhoudings waarin meeste van hulle geleef het. Nou ons sou dalk 'n paar ander verhoudings hierby kon sit, maar hy praat oor die belang van die wederwysige verhoudings van mense wat in die kerk is. Wat kom sê hy? Hy kom sê, wil julle
die Here se opdrag uitvoer, die speelplek, die space waarin jy dit gaan doen, die oorlogveld, die kies jou wat jy dit wil noem. Dis verhoudings. Waar gaan ek die Here se opdrag uitvoer? Nie net in Makatini en in Madagaskar en in Swakopmund en in Heilbron nie. Waar gaan ek dit op die pik doen? Ek gaan begin by die verhoudings waarin ek klaar leef, om te sorg dat my verhoudings gesond is, om te sorg dat in die verhoudings wat ek leef, ek die geleenthede wat die Here vir my gee gebruik, om te vertel van wat Jesus kom doen het. Julle almal het buurmanne en buurvrouens en miskien pelle en vriendinne en neefies en niggies en klasmaats wat nie weet Jesus is genoeg nie. Met wie jy klaar verhouding het. Jesus sê begin daar. Kom ons vat baba tree. Kom ons klim by die vlakkant in. Begin in die verhoudings wat jy klaar het. Weet jy van mense wat nie die Here ken nie, maar hulle is nie naby jou nie? So hoe gaan jy, wat is die eerste ding wat jy gaan doen? Begin verhouding te bou. Nie printe 1000 pamflette en skrik hulle en dink as hulle weghol vir die hel, hol hulle dalk in die kerk in nie. Dis nie die opdrag nie. Die opdrag is bou verhouding en leef. Dis baie maklik om pamflette uit te deel. Dis baie maklik om 'n seepkussie op te slaan en oor 'n megafoon oor die wrath of God te praat en te dink enigiemand gaan dan wil glo in jou storie. Daai is nie 'n uitdaging nie. Ek dink eers dit vat baie guts nie. Wat guts vat is om in mense te invest, verhouding te bou en hierdie opdrag, hierdie boodskap te begin leef, te begin deel. So vat gou 'n oomblik en dink oor jou verhoudings en getuig jou verhoudings van hierdie opdrag. Leef jy Jesus punt in jou verhoudings? Getuig jy van Jesus punt in jou verhoudings? In die afgelope 5 weke, as jy moet dink, jou pelle, jou ouers, die liefde van jou lewe, jou koshuis of woonstelmaats, jou klasmaats, jou spanmaats, waar jy ook al jouself mee betrokke hou, het hulle iets van Jesus punt by jou ervaar, en het jy iets van dit vir hulle gegee, van genade, van liefde, van verlossing. Eerste ding, begin by jou verhoudings wat jy klaar het. Tweede ding wat Paulus oorskryf, hy sê volhard in gebed. Hoe is die manier hoe jy hierdie opdrag uitvoer? Jy doen dit in gebed. Nou ek is baie bekommerd oor hierdie punt, want ek dink ons onderskat die krag van gebed, en ek dink ons onderspeel die belang van gebed. Ek dink nie ons weet hoe om te bid nie. Gebed is hoe ek in tune bly met die Here. Dis hoe ek heeltyd weet wat hy van my verwag. Gebed, lees ons in Jakobus 5, is 'n kragtige wapen, het 'n kragtige uitwerking. Dis die manier, dis die swaard wat jy kry. Dit gee jou die edge om hierdie opdrag uit te voer. Lees saam met my van vers 2 af van hoofstuk 4. Volhard in die gebed. Wees daarby waaksaam en dankbaar en bid te gelykertyd ook vir ons. Bid dat God vir ons 'n deur vir die woord oopmaak, sodat ons die geheimenis van Christus kan verkondig, waarvoor ek hier gevange is. Bid dat ek dit duidelik sal verkondig, soos dit my opgelê is. Wat sê Paulus? Hoe moet jy bid? Vir wat moet jy bid? Hy sê in eerste plek, bid vir mekaar. Dis 'n nuwe ding. Jy dalk sê vir jou kerel, ja, ek het vir jou gebid. Jou ma dalk vir jou gesê, ons het vir jou gebid. Maar dis omtrent hoeveel jy vir ander mense dalk bid. Paulus sê, bid vir mekaar. Hoofstuk 1 vers 9 het ons dit ook gelees. Hy het gesê, daarom van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons nie op om vir julle te bid nie. Paulus bid vir mense wat hy nog nie eers ontmoet het nie. Vir wie bid jy? Ek wil net hê jy moet 'n oomblik daar vat. Of jy hierdie opdrag hoorsom of nie, kan jy 'n bietjie vir 'n oomblik net gaan dink oor jou gebede. Vir wie bid jy? En wanneer jy vir ander mense bid, is dit jou mense. Maar dis fyn, ek bid vir my vriende, ek bid vir my ouers, maar dis elke keer ook my eintlik selfsugtig. Vir wie bid ek? Vir wie in hierdie kerk bid ek, wat my dalk nie eers ken nie? Vir wie op die kampus bid ek, wat my dalk nie eers ken nie? Wat ek dalk nog nie eers ontmoet het nie, maar wat ek van weet, of wat die Here op my hart druk. Dan sê hy, waarvoor? So bid volhard in gebed, bid gereeld, bid vir ander mense, en dan wat moet jy voorbid? Hy sê, bid dat God 'n deur vir ons sal oopmaak, sodat ons die geheimenis van Christus kan verkondig, bid dat ons dit duidelik sal verkondig,
soos dit vir ons opgelê is. Hoor, blaai bietjie in terug en gaan lees in hoofstuk 1. Van die dag af wat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Waarvoor bid hulle? Ons vra God dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat hy verlang. Waarvoor bid hulle? Blaai terug na hoofstuk 4 toe. Kyk, ek hou julle nou lekker wakker. En nou kan jy jouself 'n bietjie koud waai ook so. Hoofstuk 4 vers 12. Nou stuur hy groete. Hy sê Epafras, wat een van julle is, stuur vir julle groete. Hy staan in diens van Christus Jesus en bid altyd ernstig vir julle dat julle wat? Staande mag bly, geestelik volwasse en in alles volkome gehoorsaam aan die wil van God. Waarvoor moet ek bid? Nie vir alledaagse goed nie, nie net vir brood en botter nie, nie net vir ekstra punte nie, nie net vir pause nie, ek weet nie waarvoor. Ek moet bid vir geestelike wysheid. Ek moet bid dat ek kan snap wat Jesus punt beteken, sodat as ek dit gesnap het, dit betekenis in my lewe kan kry, sodat ek moet bid dat ek kan kennis kry van wie hy is, sodat ek hierdie opdrag kan gehoorsaam. Ek moet bid vir insig, nie net vir my nie, maar vir ons almal wat hier sit, om geleenthede raak te sien, waar ek die opdrag kan uitvoer. Ek moet bid vir die guts, om dit te doen, wat hy van my vra. Net so 'n bietjie Paulus skryf, gebed is hoe jy in tune bly, gebed is hoe jy heeltyd nie net gemotiveerd bly nie, maar ook hoor wie en wat en waar die Here, en die woord, is die twee maniere, hoe ek getrou bly aan hierdie opdrag. Deur die woord lees ons hier, ken ek God, hoor ek wat hy vir my wil sê, kry ek wysheid en insig. So waarvoor bid jy? Ek wil dit vir jou vra vanaand, dink 'n bietjie daaroor. Ek is so bekommerd dat ons gebedslewens so eentonig is, en eintlik bietjie boring, en meeste van die tyd oor onsself gaan. Paulus sê in eerste plek, volhard, hou aan en aan en aan. Ek het al 2 keer vir die Here gevra, dit nog nie vir my gegee nie, hy wil seker nie. Hou aan en aan en aan, en bid dat die koninkryk sal kom. Bid vir geleenthede wat die koninkryk sal kom. Die derde manier hoe jy die opdrag gaan uitvoer, is deur bewus te wees dat daar 'n wêreld daar buite is. Ons het nou gepraat van die klere, onthou julle laasweek, dat jy nuwe klere kry? Nou is dit maklik dat die kloosterlewe eintlik baie aanloklik lyk, nê? Die beste manier om jou klere skoon te hou is bly net uit die modder uit. En die wêreld is bietjie van 'n modderpoel, wat net heeltyd op jou klere wil mors met alles wat gag is. Maar tog roep God ons juis om in die wêreld 'n verskil te gaan maak. En dan gee Paulus vir ons raad oor hoe ons oor hierdie wêreld, wees bewus van dat daar 'n wêreld daar buite is, en wees doelbewus wanneer jy na hierdie wêreld toe gaan. Hy sê in vers 5 van hoofstuk 4, tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buite die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Wat julle sê moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig, en julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord. Daar's 'n wêreld wat nog moet hoor, wat nog nie eers die basics van Jesus ken en verstaan nie, wat nog moet sien wie die Here is, en wat nog moet sien wat hy in hulle lewens wil kom doen. Dit klink bietjie soos laasweek se nuwe klere. Gebruik hierdie manier hoe jy praat, dit wat jy sê, deur vriendelik te wees, deur nie vuil grappies te maak, of ek weet nie, hulle uithaal en sarkasties te wees nie, dis daai goeie smaak getuig. Dit antwoord mooi, werk mooi met hulle, want daar's definitief mense buite wat moet wil deel wees van dit wat ons hier doen. Met ander woorde, jy moet iewers besef dat dit is 'n realiteit. En ek wil dit vandag vir jou sê, jy kan dit ontken, en jy kan eendag langs daai persoon se graf gaan staan en vir jouself sê, ag nee, ek dink hulle het geglo. Ek was nie altyd seker nie, nooit daarby uitgekom daar te praat nie, maar wel, ek seker hulle het. Besef die realiteit, dat nie almal gered is nie, dat nie almal die Here ken nie, dat nie almal die Here dien nie, nie almal in jou koshuis nie, nie almal in jou woonstelblok nie, nie almal in jou klas nie, nie almal op hierdie kampus nie, en nie eers almal in jou familie ken en dien die Here nie. En as jy nie dit snap en doelbewus na die wêreld toe leef nie, dan mis jy die opdrag, dan mis jy jou doel, dan gaan jy gereeld 3 uur in die oggend diep moet dink en bepeins oor hoekom is ek eintlik hier, want jy's nie besig om dit te doen nie. En dit is so lekker as jy dit doen, dit is so great. In Handelinge 1 vers 8 sê Jesus, en dis die groot sending teks,
maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees in Jerusalem, met ander woorde hier naby, by die huis, by dit wat bekend is, sowel as in die hele Judea, Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld. Hierdie boodskap moenie net hier bly nie, hy moet leef in die wêreld in. Die laaste ding wat ons sê oor die opdrag vanaand en oor Jesus punt. Hoe voer jy hierdie opdrag uit? Deur die beste gebruik van elke geleentheid wat God vir jou gee te maak. Ons lees dit vers 23 en 24. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. En dan later sê Paulus, tree met wysheid teenoor die mense op wat buite die gemeente is, maak die beste gebruik van elke geleentheid. Nou weet ek wat jy dink. Great, ek's in. Waar sign ek op? Maar was nog nie lekker geleenthede nie, die Here het nog nie veel vir my gewys nie, maar ek sal dit doen as hy vir my wil sê. God bring bepaalde geleenthede oor elkeen van ons wat hier sit se pad. En jy kies wat jy met daai geleentheid gaan doen. Of jy enigstens iets daarmee gaan doen. Dwars deur die Bybel lees ons dit. Wat het hy met Abraham gedoen? Toe hy vir Abraham geroep het, hy het vir hom 'n geleentheid gegee. Sê nee, jy kom uit hierdie kant van die land uit. Ek gaan jou 'n bietjie iets beters wys. Abraham vat die geleentheid, awesome storie. Moses vat die geleentheid. Wel, nog voor dit. Noag met die ark, vat die geleentheid. Scary? Ja, vat die geleentheid. God gee vir Dawid 'n geleentheid met Goliat. Wat doen hy? Hy man up, hy die guts, hy vat die geleentheid en sy lewe begin op 'n hele ander level. Die disippels, Jesus nooi hulle, dis 'n geleentheid. Hulle vat dit, hulle lewe verander, hulle wêreld verander. Paulus, Johannes, Timoteus, Epafras, noem dit deur die Bybel. God kom gee geleenthede. Wat 'n geleenthede gee die Here tans in jou lewe? Kan jy aan een dink vanaand? Want weet, Dawid kon maar baie 'n rooi kappie storie gewees het. Hy is mos so 'n bietjie rooi van gelaat, sê die Bybel. Het jy al gelees? Mooi rooi wangetjies. Hy kon ingehuppel het met die mandjie met die snacks vir sy boeties, daar neergesit het. "O, wat doen julle? Dit lyk bietjie scary. Ek moet terug gaan huis toe." En dan het hy skape opgepas vir die res van sy lewe. Dit kon Dawid se storie gewees het. Ons sou dit nie geweet het nie, want dit sou nie in die Bybel gewees het nie. Ons sou nie van Dawid geweet het nie. Noag kon iewers nou op die bodem van 'n see gelê het. Ja, dit voel soos ons Vrystaatse boere die laaste tyd. Nee, lyk nie of dit gou gaan reën nie. Ek dink nie hierdie ding met die ark gaan afkom nie. Ek sal maar eerder hier bly, my klip en nog 'n ietsie drink. Hy was lief vir dit. Nee, hy vat die geleentheid en ons weet van hom omdat hy die geleentheid. Wat 'n geleentheid is tans in jou lewe? En dan moet ons eintlik nou teruggaan en sê, wat se mense is tans in jou lewe as jou verhoudings die geleenthede is? Wie is in jou naby verhoudings? Wie is in jou vriendekring waar die Here eintlik vir jou besig is om 'n geleentheid te gee om jou doel te leef? Miskien kan ons net 'n oomblik net praat. Ons het eintlik nog nie so baie hieroor gepraat nie. Wat in ons land aan die gang is, wat in die politiek aan die gang is, wat op kampusse aan die gang is en net besef, ja, maar as ons net aan hierdie afgelope kwartaal dink, dan dalk is ons onsself Christene noem, maar nie regtig volgers van die Here is nie, kan ons nie al die probleme sien, maar as ons vanaand hier sê, ons is disippels en ons is volgers van Jesus Christus, dan kan ons 'n magdom geleenthede gehad in hierdie afgelope 2-3 maande om genade en liefde en Jesus punt vir mense te bring. As ek net 'n oomblik stil staan en ten spyte daarvan dat ek kwaad voel, miskien keelvol is, miskien verontreg voel omdat ek te nagekom word, vir 'n oomblik ophou dink oor hoe ek smag na gelykheid en begin sien wat gee die Here vir my in 'n geleentheid. Ja, Here, dis 'n geleentheid om die lig te skyn. In hierdie kwartaal wat verby is, en dit wat gebeur het, in jou verhoudings, het jy daai boodskap gebring. In gebed, waarvoor het jy gebid? Dat die Here die kampus moet bewaar, sodat jy nie hoef in die vakansieklas toe te gaan nie? Dat die Here Afrikaans moet bewaar, want anders gaan niemand van ons in die hemel kan praat nie? Waar was jy in die wêreld, buite jou verhoudings, buite jou comfort zone? Waar het jy uitgereik na iemand wat anders dink as jy? En dit gaan oor meer as ras en oor taal. Oor iemand wat anders dink as jy en probeer om vir hulle die Here se hart te wys. Jesus gee vir ons hierdie opdrag in woord en in daad verkondig. Ek gaan afsluit. Dis Paasfees amper julle. Jy. En dis 'n awesome tyd. Dis tyd om see toe te gaan. Dis tyd om baie marshmallows te eet sonder om skuldig te voel.
maar is die tyd wat ons vier, dit wat ons in hierdie kwartaal oor gepraat het, dat Jesus gekom het, dat hy genoeg het. As jy nie iewers gaan stil staan, en net laat dit 'n oomblik insink nie. Ja, so great. Oor 2 weke celebrate ons hierdie, wat ons mekaar gesê het, hierdie Jesus punt, elke ding. So ek wil afsluit deur vir jou te sê, mag hierdie 6 weke wat met jou gebeur het, jy met sekerheid kan wegstap en weet, Jesus is genoeg vir jou. Dat jou saak met die Here reg is, deur Jesus Christus, hy is genoeg, jy kan dit weet. Mag jy wegstap en weer 'n verhouding met God begin leef, en hom al hoe meer ontdek en leer ken. Mag jy die boodskap wat jy gekry het van Jesus punt in jou hart so brand, dat jy nie anders kan as om dit vir die wêreld te wil gee, dat God se koninkryk kan kom nie. Want ek sê vir julle dit, en julle weet dit, geen taal, geen kultuur, geen politieke party kan versoening bring en mense met mekaar verenig nie. Net Jesus Christus kan dit doen. Net die evangelie en die boodskap van genade en versoening kan dit doen. Die chaos stop by Christus. Dis al. Dis by wie se voete dit gaan stop. En is ons werk om dit daar te bring. Ons moet ons deel doen. Dis so awesome dat ons kan. Begin hierdie opdrag leef. Mag jy hier uitstap en waar jy gaan, hierdie vakansie, oral waar jy beweeg. Mag hierdie kerk wees wat beweeg. Mag hierdie liggaam van Christus wees wat beweeg. Mag die koninkryk van God kom deur jy wat gehoorsaam is in hierdie gemeente, op hierdie kampus, in hierdie land. Daar's een opdrag van een verlosser. En jy word genooi om deel te wees van die span wat hierdie goeie nuus vir die wêreld kan gaan vertel. Dis awesome. Hierdie nuus van Jesus Christus. Hierdie nuus van 'n God van liefde. Is nie great nie. Gaan leef dit. Amen. Here, dankie dat U ons roep. Dankie dat U ons deel maak van die plan. Here, mag elkeen wat hier sit ervaar dat daar nie groter vreugde is nie, dat daar niks is wat soveel sin aan jou lewe kom gee, soos die dag wat jy gehoorsaam word en die opdrag van die evangelie begin leef. Here, mag julle seën met geleenthede. Mag julle die guts gee wanneer hulle skrik van al die geleenthede. Here, mag hulle op 'n volgende vlak ook vir U leer ken. Ek bid vir die week. Ek bid vir elke uitdaging. Maar Here, mag ons U raak sien. En mag ons in elke uitdaging en elke ding wat ons bang maak en bekommerd maak, die geleentheid sien om hierdie boodskap van versoening te bring. Amen. Wil jou nooi om te staan saam met my